Welcome. Make yourself a cup of coffee. I have two guests at the station with me today, and the first one is, Pastor Stephen Samuels. and the next one. Pastor Elton van Reenen. Welcome to the show. May God use you mightily today. Amen. We are not nervous. I always make a joke. I say when people are nervous, they need a service. And this is what we're That's presenting today. So don't be nervous. Make yourself some coffee. Go and fetch yourself a nice drink of water and sit and relax while listening to what the Lord has to say to us today. So with not much ado, we're going to hand over to Pastor Elton, and he's going to open the segment with a word of prayer. Good morning, listeners. Let us bow heads and close our eyes. Father, we thank you for this wonderful opportunity on this Wednesday morning to come into the presence of the Lord. Here, ons bid vanmorgen dat u elke een wat op hier na hierdie gebed luister, Here, dat u hulle sal besoek en hulle sal ontmoet, Here. Ons weet daar is mense daar buite wat vanmorgen met 'n behoefte sit en vanmorgen met 'n nood sit, maar vanmorgen weet ons ook wie is die een wat in ons behoefte en ons nood kan vervul. En ons sê vir u dankie, Here, dat u sal ons nood ontmoet na die rykdom van u genade. En vanmorgen bid ons dat u in Elsie's rivier deur sal trek in al die omliggende gebiede in die naam van die Here. Elke straat, elke bende bedrywigheid. Ek bid vanmorgen dit tot 'n kalmte in Jesus wonderlike naam. En ons bid vanmorgen, Here, dat u die geleentheid sal seën verder en soos hierdie oggend voort sal beweeg, dat u sal verheerlik word, Here, in Jesus naam. Amen. 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 To all the Muslims that enjoyed Eid last week, I hope you stayed safe. I hope you did not overeat. And I hope you had a super day, because on days like that, we get to connect with families we haven't seen in a long time. And so hope you reconnected. Hope you had forgiven those that needed forgiveness, that hurt you in the past. And I hope you pressing on and pressing towards the mark of the high calling that God has upon your lives. And so we're going to give the first part of the segment over to Pastor Elton. He was here last year on Apostle Mary Ann's show. So those that listen in on a Wednesday haven't listened to his story. So he's going to share part of his life story with us this morning. Ja, weer eens goeiemôre aan almal waar u in die gerus van u se woning is. Wil ek u groet in die geseënde naam van die Here. En vanmôre sien ek dit weer as 'n geleentheid om weer vir iemand te kan sê die goedheid van die Here. U het geen perke nie. En vanmôre dierbare vriende, almal wat na my stem luister, ek kan vanmôre net niks anders doen as om net my hande en my stem te verhef en vir die Here te sê dankie dat die Here aan my gedink het nie. En ek kyk so terug in my lewe en dis is dag na dag en stap ek so 'n bietjie terug in myself, in my eie lewe, en ek kyk waarvandaan ek kom. En ek kyk ook waar die Here my kom haal het. En ek kyk ook waarna toe die Here my vat. En ek kan nie een oomblik iets uit die oog het verloor, want ek sê altyd, ek wil oplet stap vir stap soos die Here my vat. Wil ek oplet alles wat plaasvind, want daar is iemand vir wie ek dit eendag moet kan sê. En daar is iemand wat graag dit wil hoor, en die persoon wil dit in detail hoor. En ek kan vanmôre vir elke een sê, dat as ek kyk na myself, dan sê ek, if it wasn't for the goodness of God, jy weet, dan moes ek al lankal, ek moes met my leefstyl, moes ek al lankal nie meer bestaan het nie. Ek moes iemand van die verlede gewees het. Ek moes iemand wat mense van my familie moes gepraat het en sê, dis Wyle Elton. Jy weet, ja, maar ek kan vandag sê dat die Here het my by my naam geroep. Amen. En ek is syne. En ek dank die Here vanmôre dat ek dink as ek terugkyk na my lewe en hoe ek gelewe het, dan sal ek kan vir almal sê dat, en as daar iemand is, ek gaan dit noem en ek wil dit noem, want ek weet daar is iemand, of jy sit met iemand in die familie, of dit is jou pa, of dit is jou ma, of dit is jou broer, jou oudste boetie,
of wie dit ook al is, wat verslaaf is en wat vervalle is in alkohol. Ek het my lewe het 'n draai geneem en ek het my toevlug in my lewe na drank toe geneem. En ek kan vir julle sê dat vanmôre my vriende almal wat luister, jy weet, ek was een as ek 'n glas opgetel het en ek wil water drink, dan kon die glasie stil staan nie en ek kon nie die glas stilhou nie. Want jy weet mos hoe dit is as jy so onder die beverasie is en jy wens vir jouself en jy vra jouself ook waar gaan my volgende dop vandaan kom. Jy weet, en dan moet my vrou of my dogter moes maar altyd die glas vir my hou en vir my water in my mond gooi. En dit was my toestand, dit was my leefstyl. En dis hoe dit met my gegaan het. Maar dit was op 'n mooi dag. Dit was die pragtigste dag. En ek dink nou terwyl ek praat, dink ek aan daardie lied wat my ouma altyd desjare gesing het, wat sê it was a grand day. Jy weet, en dit was 'n fantastiese dag. Toe iemand aan my deur klop en vir my sê, waarom wil sy so lewe? Ja. Waarom wil sy sterwe? Terwyl sy kan lewe, hier is ek dan. Hoekom vlug jy nie na my toe nie? Jy weet, en ek het help van baie instansies gekry, baie mense het gekom en gesê, ons moet jou wegstuur, jy moet daar gaan, die mense, die persoon gehelp, maar die mense kan vir jou ook help. Jy weet, en ek het net nooit interest gesien daarin nie. Jy weet, maar toe ek hoor van die Here Jesus, en toe ek hoor, daar is iemand, wat in my belang stel. Halleluja. Jy weet, en ek kan sê, en daardie dag, toe sê ek, man, my laaste probeerslag, gaan maar nog die Here wees, ek gaan nog die Here probeer, en as die Here my nie kan help nie, dan is my lewe 'n gemors, sal ek sê, en weet julle, ek het daardie dag, toe kom ek in my stilte, en die Here praat met my, en die Here vat my in my hand, ek kon letterlik voel, hoe die Here my aan my hand vat, en ek kon letterlik voel, hoe die Here my uit my beklaanswaardige toestand, uit oplig, ek kon ook voel, hoe dat die Here my denkpatroon, my gedagtegange, hoe dat die Here dit verander. Amen. En ek kan vandag sê, jy weet, it was a grand day when I was born again. Amen. Because the sins I used to do, I do them no more. En weet, en so het my vrou ook na die Here toe gekom. Ek het 'n seun en 'n dogter, so het hulle ook na die Here toe gekom. En my dogter is 'n uitblinker op die pad van die Here. Jy weet, sy het verlede week 17 jaar oud geword, en sy is 'n uitblinker. Jy weet, sy het vir my, sy is elke dag vir my inspirasie, en ek sê vir myself, ek is so bly vir die Here, dat die Here my pad langs gekom het, want 17 jaar oud, as ek kyk na jong meisiekinders 17 jaar oud, dan kyk ek die duiwel is uit om hulle lewe 'n disaster te maak. Hy maak van hulle lewe 'n disaster, maar toe die Here my pad langs kom, en ek die Here toelaat in my lewe, het die Here, jy weet, 'n verandering in my familie gebring, en ek is vandag, is ek 'n leier van 'n gemeente, Amen. jy weet, Higher Ground Community Ministry in Mitchellsplein, waarvan ek, Before you go into that, we are going to sing the song, It Was a Grand Day When I Was Born Again. blessed be the name of, it was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. Oh, the sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. Yes, it was a grand day, we can all say, when I was born again. But Pastor Elton will carry on now and tell you
after the grand day when he was born again, how God allowed him to open a church. En ja, net so om terug te gaan soos ek vir u wil gesê het vroeër dat en ek het met die Here begin loop en die Here begin sien. Ek het die Here begin sien in my woning. Ek het die Here begin sien in my kinders se lewe. Ek het die Here begin sien in my vrou se lewe. En omdat hulle die Here in my lewe gesien het, hulle het ook vir hulle self gesê dat die persoon wat die verandering in ons pa se lewe kon gemaak het, hy moet 'n werklikheid wees. Jy weet, en toe hulle begin die werklikheid van die Here ervaar in my lewe, en ons begin saam bid as 'n familie, ons begin saam sing as 'n familie, ons begin saam loop na die huis van die Here toe as 'n familie. Jy weet, en toe kon die Here met my dieper spreek en die Here kon met my praat en ek het ook nooit verstaan destyds hoekom my lewe in die toestand is en hoekom my lewe in die omstandighede is nie. Maar ek kan vir julle sê, liewe luisteraars, dat vandag verstaan ek, daar is so baie mense wat met my in kontak kom, wat in dieselfde tipe situasie sit. En nou sê ek, Here, baie dankie dat u my daardeur gevat het, dat u my daardeur gebring het, en dat u my daar uitgebring het, want ek het iets om vir iemand te sê, wat verslaaf is. Iemand te sê, ek het iets om vir iemand te sê, wat sy huwelik op die punt staan om aan skerwe te gaan, om vir iemand te sê dat dit is net die Here, wat dit vir jou kan doen. En weet, van daar af het die Here my gevat van krag tot krag, en van hoogte tot hoogte, en van oorwinning tot oorwinning. En ek kan dag na dag sien hoe die Here my voet lei, en hoe die Here wil hê ek moet wandel. En ek is vandag die founder, en ek is selfs die leier, die pastoor in die bediening van die Here by Higher Ground Community Ministry. Ons is in Mitchellsplein gebaseer en ons beweeg van krag tot krag. En ons laat die Here toe om in elke deel van die bediening teenwoordig te wees. En ons is nou, ons groei elke dag, dag by dag groei ons bediening. Jy weet, is omdat ons die fondasie bly Christus Jesus en hy alleen. En ek wil ook iemand vandag bemoedig dat maak Jesus vanmiddag, maak Jesus vanoggend die fondasie van jou lewe. Maak Jesus die fondasie van jou huwelik. Maak Christus die fondasie van jou huislike omstandighede. En soos die Here dit vir my gedoen het, kan die Here dit vir iemand daar ander kan ook doen. Jy weet, en ek is genoodsaak om vir iemand te sê, wie het vir my gehelp? Want hoe sal ek dan die persoon ken wat my gehelp het, en nie sien dat iemand anders ook die hulp nodig het, en dan ook nie vir hom of haar aansê, wie het vir my gehelp? En ek kan vandag sê met alle lof, dat die een wat vir my gehelp het, is dieselfde een wat vir u ook kan help. En sy naam is Jesus Christus. En vanmorgen, liewe vriende, jy weet, ons bediening brei so uit, jy weet, en my jong dame, my jong dochter, my kind, is 17 jaar oud verlede week, soos ek vroeger gesê het, jy weet, en by die skool, as ek gaan na skoolvergaderings toe, en ek kom daar, they know me as Pastor van Renen. They don't call me Mr. van Renen, they know me as Pastor van Renen, and they will always ask my daughter, how's your daddy doing? En as ek terugkyk, jy weet, en sommige kere dan loop my trane van blydskap, want 'n paar jaar gelede wou niemand niks met my te doen gehad het nie. Wou niemand my naam gehoor het nie. Wou niemand my gesien het nie. But now, hallelujah, praise die Here. En dit is so Belinda, dat die Here gee jou 'n nuwe naam. En as die Here jou 'n nuwe naam gegee het, people just want to hear your name. Jy weet, en ek is so bly vir die Here dat my dogter is by Westridge High. Jy weet, en toe ek nou laas by die skoolvergadering was, toe sê haar onderwyser vir my dat sy is nou gekies as die hoofmeisie in die klas. Wonderlik. En die juffrou sê, die vergadering was op 'n Saterdag. Die juffrou sê vir my, Pastor, just let Tayola knows that on Monday we will give a mentor badge at school. Dat sy is, en dis wat die Here kan doen. En ek kan nou sê dat, soos die koordigter ook sê, when I think of the goodness of Jesus and what he has done for me, my very soul cry out,
Hallelujah. Thank God for saving me. En ek sê vir iemand nou 'n paar dae gelede, ek sê, weet jy wat? Sy sê ek lyk so goed as jy vir my 'n tyd gelede moes gesien het, dan sou jy gesê het, iemand het jou gerescue. Die Here die Here Amen. God and God want to rescue someone. Ek weet daar is iemand in Elsies rivier vir wie die gemeenskap, die mense in jou straat, jou bure, die mense wat saam jou werk, die mense wat saam met jou bus vat, die mense wat by die taxi staan, wat sê hier kom die jong alweer aan. Hy roep die mense by die taxi, hy roep die mense by die bus. Ek weet daar is so iemand in Elsies rivier en ek wil vir daardie persoon sê vanmôre dat die Here het vir jou iets in sy hand wat hy vir jou wil gee, maar die minuut as jy besluit en jou hande oopmaak en sê Here, ek maak my hart oop, want ek het ook geleer die minuut toe ek my hart oopmaak, toe maak die Here my hande ook oop. En toe die Here my hande, toe die Here in my hart inkom, toe sit die Here sy voorspoed, toe sit die Here sy guns, toe sit die Here sy deurbraak, toe sit die Here sy seëning, en die Here sit sy salwing in my hand. En vandag kan ek sien, dis waarom hy die Here vir Moses gevra het, wat het jy in jou hand? En ek vanmôre wil ek vir iemand sê, dat die Here wil vanmôre vir jou iets in jou hand sit. Ek kan voel dat die Here praat met iemand. Ek kan voel daar is iemand wat vasgevang is in hierdie gesprek. En ek wil vir jou sê dat hierdie gesprek is spesiaal geontwerp in die hemel net vir jou, omdat die Here in jou belang stel. Ek wil praat met iemand wat afgeskryf is. Ek wil praat vanmôre met iemand wat uitgeban is, waar jou familie, hulle sien nie meer kans vir jou nie. As jy in die huis instap, sluit almal hulle deure. As jy in die huis instap, dan word die ketel weggesit. As jy in die huis instap, word die microwave weggesit. As jy in die huis instap, moet daar iemand agter jou aanstap om te kyk waar en watter kamer jy gaan, wat jy gaan vat, wat jy gaan doen. Jou vryheid is van jou weggeneem in jou eie ouers se huis, maar hoor wat sê ek vanmôre, dat die Here is in jou bereik. Die Here is naby jou, nader aan jou is die Here as wat jy dink. En die Here sê vanmôre, maak net jou hart vir my oop, sodat ek kan inkom en dat ek met jou kan maaltyd hou en jy met my. So die rede hoekom die Here sê dat ek met jou kan maaltyd hou, is omdat jy iets het waarmee God jou geskaap het. Daar is iets in jou wat vir die Here belangrik is en hy wil maaltyd met dit hou. En dis wat die Here wil hê. Jy moet weet vanmôre, jong man, jong dame, jy loop vandag miskien op die strate rond hier in Elsies rivier en jy sê vir jouself, my lewe is gemors, my lewe stuur af na 'n wrak toe. Hoor wat ek sê, daar is iets in jou. Jy weet dat baie keer het mense na my gekyk en gesê, die dronkie, mense kom verby, hulle skop my een kant, maar iemand het ook verbygekom en gesê, ek sien iets in jou. Ek stel belang in dit wat ek in jou sien, want ek kan sien dit wat in jou is, kan in grootte toegroei. En ek dank die Here vandag, baie van die mense wat my gesien het destyds, wat my ken, kan nie glo wat die Here gedoen het nie. En ek wil hê vanmiddag, al kom jy in die pad af en die mense sê, maak die deure toe, sê die Here, hy maak vandag vir jou 'n deur oop. En die Here wil hê, sê vandag, kom in, ek is hier, ek wag vir jou. Ek dink dat die woord van die Here sê in die boek van Lukas 15 en vers 17, hy sê die deurbraak vir die verlore seun het gekom, toe hy tot homself kom. When he got to himself, toe draai die hele konteks van die skrif, en ek het dit gelees eendag, toe draai sy hele situasie het net daar verander, toe hy tot homself kom. Hy sê vandag vir my broer, pastor Elton, wat wil jy vir my sê? Ek wil vir jou sê, kom net tot jouself. Dis jou deurbraak, dis jou begin. Alles het 'n begin, en dis jou begin van jou oorwinning. Dat die Here jou kan deurbraak. Amen. Wat 'n getuienis. As jy geraak is deur hierdie getuienis, stuur net vir ons 'n WhatsApp boodskap 068-102-4094. En as jy voel dat jy lewens vir die Here wil gee, vandag is nog 'n dag. Ons is uitgespaar vir 'n rede. En weet net, dis net die Here wat dit kan doen. So if you want to contact us, I give you the number again, it's 068-102-4094.
if in that WhatsApp message you need the number of any of us, it will be forwarded to you. We are here to help you. If we are here just for one person today, then I say to the Lord, thank you, because He didn't call us for the masses. The masses will come later. But we are here, just even if we touch one life, we feel that our job is done. So you can download this radio station on Google Play or on the App Store. It's www.inspireelsisradio.co.za. I'll give you the WhatsApp number again. It's 068 102 4094. I want to thank the Lord for allowing them to be on the station with me, and they have powerful testimonies. And when you listen to their testimonies, Pastor Stephen's one, I'm also going to hear for the first time, just as you are going to be listening to his testimony. But what a mighty God we serve. Amen. I want to say, dis net die Here wat dit kan doen. He changed my life around. He changed their lives around. And today we are here to encourage you. What He could do for us, He can also do for you. Yes. So it's nothing about me today. It's about Pastor Van Reenen and Pastor Samuels. Ek wil net vir julle sê dat die Here, Hy is 'n werklikheid. Ek weet nie of ons miskien daai sang moet sing, of moet ons die ander een sing, dis net die Here wat dit kan doen. Wat dink julle? Okay. The musicians, hulle is apostels, hulle is pastore, hulle is deel van die 5-fout bediening. So yes, en ek kan saam sing. Ek sal saam sing. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. O, dis klaar wat dit so is. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis klaar wat dit so is. Dis net die Here wat dit kan doen. Geen mense kan doen wat God kan doen. Dis klaar wat dit so is. Dis net die Here wat dit kan doen. Geen mense kan doen wat God kan doen. Dis klaar wat dit so is. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis klaar wat dit so is. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis klaar wat dit so is. Dis net die Here wat dit kan doen. Amen and Hallelujah. En van die dae, then we will have a choral segment waar ons net gaan sing al die ou koortjies, want as baie wat oud is wat na hierdie segment luister vanoggend. So Pastor Van Reenen is going to wrap up, and then we're going to maybe sing a chorus or play another song before we hand over to Pastor Stephen for his testimony. Ek is so bly dat ek dink dit is die swaarste gedeelte vir my om te wrap up. Ek hou nie, maar ek hou nie van I have too much to say. Maar kom ek sê dit dat I know the deeper context of the song Amazing Grace. And I do understand what it means, because it was grace that lifted me. Dit was net die genade van die Here wat die verandering in my lewe kon gemaak het. En ek dink dat ons late evangelist Jimmy Swaggart sing die lied. Hy sê that this is a song that the angels cannot sing. They cannot say Amazing Grace. Maar dis iets wat ons kan sê. En ek wil vir iemand sê ook vandag dat sy genade, dit is vir jou ook genoeg. En dat dieselfde wat die Here in my lewe gedoen het, kan die Here in iemand se lewe doen. Jy weet dat ek dink
iets het my oupa altyd gesê, hy het die woorde gesê dat if you can touch somebody's life along the way, then your living was not in vain. Amen. En ek is bly vir die Here dat elke dag kan ek sien dat ek lewe nie verniet nie. Want daar is iemand, en ek is so seker op Elsie's radiostasie vandag, daar is iemand wat hoor wat die Here vir hom of haar kan doen. En daar is ook iemand wat hoor wat die Here vir hom of haar kan doen. Daar is ook iemand wat hoor wat die Here vir hom of haar sal doen. Maar waar begin dit als? Soos ek vroeër gesê het, kom tot jouself. En kyk na jouself en sê vir jouself, ek weet ook daar is iemand wat na my luister vanoggend, wat by jou hoe 'n ideale gekoester het. Jy het vir jouself gesê, ek wil eendag die beroep ingaan, ek wil eendag dit bekom, ek wil eendag dit doen. Toe jy nog 'n klein kind was en jy sien daar hy die traffiekop of die polisie of die onderwyser, jy het gesê, ek wil eendag 'n onderwyser wees, ek wil eendag 'n polisieman word, ek wil eendag 'n traffiekop word, ek wil eendag 'n dokter word, dis die ideale, ek wil eendag 'n magistraat word, of ek wil eendag 'n lawyer word, dis die ideale wat ons almal gekoester het. En daar is geen persoon wat sy lewe iewers op die pad van die lewe misluk het, wat nie vir my sê, ek het 'n droom gehad nie, of ek het 'n visie gehad, of ek het 'n plan gehad, of ek het myself gesien oor 'n paar jaar in hierdie spesifieke beroep nie. Want net die rede dat jy misluk het, sê dit vir my dat daar was iets op jou, daar was iets in jou vizier, wat jy gesien het vir jouself in die toekoms. En ek wil hê dat ons moet ook weet dat dieselfde soos jy na jou toekoms kyk en vir jouself sê, dit wil ek eendag bekom. So is die duiwel ook daar, om dit vir jou moeilik te maak, wat jy nooit daar uitkom nie. En kom ek sê dit, dat baie van ons jong mense wil nie wees wie hulle is vandag nie. Baie van ons jong mense wil nie optree wie hulle is vandag nie. En baie van ons jong mense wil ook nie doen wat hulle doen nie. But somewhere along the line, the enemy has put a trap. Die vyand het vir jou 'n wip gesit en sy die strik afgetrap. En jou lewe het 'n mislukking geword. Daar's miskien 'n jong meisie wat vandag sê, sy sit met 5, 6 kinders, sy is nog onder die ouderdom, en sy het vir haarself gesê, ek het myself nog nooit hier gesien nie, ek het myself gesien as 'n hoë beroepsvrou, en ek het myself gesê, dat ek wil eendag dit bekom en dit bekom, maar ergens teen die pad, het die vyand jou in die hande gekry, en die vyand het jou lewe ontaard. Jy weet, en jou drome is van jou afweggeneem, maar hoor wat sê ek vandag. Ek wil jy moet vir my baie mooi hoor, dat daar is nog 'n droom, wat die Here vir jou wil gee. Terwyl jy nog hier is, terwyl jy lewe. Die droom van die Here is dat jy die persoon moet bekom, wie hy wil hê, jy moet bekom. En dis waarom hy sê, kom na my toe, sodat ek vir jou kan gee, dit wat regmatiglik aan jou behoort. Die duiwel hou dit van jou af weg. Die duiwel wys vir jou elke dag dieselfde gang van die lewe, en hy sê vir jouself, wat ons gaan weer vandag dit doen, ons gaan vandag dit doen. Maar hoor wat ek sê. Ek sê vandag dat daar is iets wat die Here vir jou in gedagte het. En as jy deel is van God se plan, sal God sy plan waarin jy deel is, kan nog nie uitgevoer word nie. Die rede omdat dit nog nie uitgevoer kan word nie, is omdat jy nog nie daar is nie. En ek wil vir iemand sê, meneer, dalk sit jy voor jou stoep, voor 'n winkelse stoep. Sy is dalk besig om vir iemand 'n stukkie brood te vra. Sy klop dalk aan iemand se deur, mevrou, u sit in die huis, en die selfmoordgedagtes kom by jou op, en jy sê vir jouself, die lewe het niks meer waardevol vir my in nie. Hoor wat ek sê. Die Here sê vandag vir jou, kom na my toe. Ek is hier. Ek luister na jou. Ek het die oor om vir jou te luister. Voordat jy jouself om die lewe wil bring, of voordat jy die handvol pille vat, dalk sit daar iemand nou met 'n handvol pille in sy hand, en hy wil die pille sluk, en dat sy familie as hulle vanaand van die werk afkom, of hy kinders van die skool afkom, mevrou, dan moet hulle net jou liggaam daar kry. Maar hoor, voordat jy dit doen, wil ek jou sê, probeer nog hierdie keer, vir Jesus Christus. Probeer nog 'n keer. En die enigste persoon wat jy nog hierdie keer moet probeer, jy het gegaan na inrigtings, jy het gegaan na plekke waar hulle jou kan help, gegaan rehabilitasiesentrums. Maar kom ek sê vir jou, ek sê altyd, 'n rehabilitasiesentrum, ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar kom ek sê dit en ek gaan dit noem, en ek wil hê iemand moet dit hoor, want daar is iemand wat vir my kan sê, dis die waarheid.
dat 'n rehabilitasiesentrum is soos 'n kook wat jy drink as jy dors is. Want tog net maar gaan sy weer dors wees. Ja. En later gaan sy weer dors wees tot hy kook op is. Ja. En dan moet sy weer gaan kook drink. Dit sê ek altyd in die gemeente, in die kerk, waar ons ook al gaan in tentdienste, sê ek, noem ek dit. En ek sê dan moet jy weer 'n kook gaan koop, dan moet jy weer drink. Maar kom ek sê, as jy water drink, dan les water die dors. En Christus Jesus is die enigste een wat die dors kan les. Rehabilitasiesentrum is soos 'n kook wat jy drink, want jy soek help, jy's nou dors, jy wil uit die omstandighede uitkom, jy wil nou benat word, jy wil vrykom van die ding wat nou daar is. Maar ek het keer op keer gesien ook, dat baie jong mense gaan na die rehabilitasiesentrums toe, en as hy terugkom, dan gaan dit dieselfde gang. Weet jy waarom? Omdat die dors in sy binneste is nie geles nie. Maar Jesus sê vandag, kom drink, kom eet van die water wat ek jou gee. Hy sê vir die Samaritaanse vrou, hy sê, vrou, die water wat ek jou sal gee, sal sy nooit tot in ewigheid weer dors kry nie. Sy sê, jy is nie groter as ons vader Jacob nie, wat hierdie put aan ons gegee het om uit te drink nie. Maar die Bybel sê, elke aand moes sy na die put toe gaan. Waarom? Want sy het weer dors. Maar toe sy Jesus ontmoet, toe Jesus vir haar alles gesê, wat sy gedoen het, en hy het ook vir haar gesê, dat die man met wie sy nou is ook nie joune nie. Halleluja. En toe die vrou teruggaan, toe gaan sê sy vir al die mense in Elsie se strate, ek het 'n man ontmoet, wat my alles vertel het, en wat ek gedoen het, en vandag wil ek vir iemand sê, terwyl sy daar rondstap, hier in die strate rond, waar jy ook al is, Elsie's rivier, Goodwood, Perro, wat in die bereik van my stem is, wat hierdie boodskap hoor vir my vandag, dat Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. En vandag stel die Here in iemand belang, jy weet wat in daardie omstandighede sit, wat sê, Here, ek het oral probeer, ek het alles gedoen wat ek kon, as jy nie meer kan nie, kom ek sê vir jou, wat is daar nog oor? Jesus is nog oor, wat jy nog moet probeer hom nog hierdie keer, en kyk wat hy vir jou kan doen, die Here seën. Amen, amen. That was a wrap-up from Pastor Van Rienen. And, you know, many times he spoke about wat jy wil bekom in die lewe. I wanted to become a school teacher. Ek wil net vir julle sê, vandag praat ons Mengels en Anglicans. So dat almal kan verstaan, want daar's baie wat nie eintlik, yes, Anglicans. So daar's baie wat nie skool toe gegaan het nie. En so ons meng maar so 'n bietjie vandag op Inspire Elsie's Radio, ja. So op die einde van die dag, ek wil 'n onderwyseres gewees het. But because my mother died when I was maybe about 3 months old, and other people raised me, today I'm not sorry. I've never been a school teacher, but I'm a teacher of the Word of God. Amen. So that is what God had in Yes, store for me, and I give Him all the glory. Amen. And now you will find that many people will say, how come a gangster becomes a pastor? Or an alcoholic becoming a pastor? Of a boemelaar, yeah. The Lord allowed us to go through certain things in life, and it changed our course. Baie mense kan nie dit verstaan nie, pastoor. Hulle sê, kyk, die ou is so getattoo, en hy is nou 'n pastor. If you haven't been there, Ja. you will never know what it is to come out of something